Ek is so bly dat jy die diens saam met ons deel. Grace and peace van my kant af. Voordat ons gaan luister na wat die Here vir ons vanmôre wil leer en wat hy vir ons wil sê, kom ons sit so in, kom ons gaan net na sy troon in gebed en kom ons vra vir hom om in ons harte te beweeg. Here onse God, ons is diep dankbaar vanmôre dat ons by mekaar kan wees op hierdie wyse, dat ons U kan ontmoet, dat ons kon worship, dat ons U vrylik kan aanbid sonder vrees vir ons lewens. Ons wil vir U dankie sê, Here, dat ons na U woord kan luister vanoggend. Ons wil vir U dankie sê vir tegnologie en alles wat U vir ons gee. En as gemeente wil ons spesifiek vir U dankie sê vir U seën oor ons gemeente die afgelope paar maande. Baie dankie vir wat U besig is om met ons te doen. Alles wat U vir ons doen, alles wat U vir ons gegee het. Dankie vir ons nuwe gebou. Dankie dat U so voorsien en gesorg het met die restaurasie daarvan, Here. Ag en dankie sommer net vir alles uit U hande. Ons eer U daarvoor en ons sê vir U baie dankie. Dit alles is genade, dit is onverdiende guns alleen. En ons eer U daarvoor en ons wil vir U vra, Here, help vir ons dat ons in hierdie nuwe era waarin ons gemeente is, Here, dat ons U sal dien soos nog nooit van tevore nie. En dat U ons sal gebruik en in ons en deur ons sal werk en deur die gemeente sal werk. Ek wil vanmôre vir U dankie sê vir elkeen wat aanlyn ingeskakel is in ons online community en elkeen wat deel is daarvan en ek wil sommer bid dat U elkeen sal kom aanraak vanmôre en dat U presence in elke vertrek sal wees. Ek vra ook dat U my sal aanraak en in my en deur my sal werk. Steek my asseblief weg agter die kruis. Praat nou vanmôre met ons in Jesus naam. Amen. 2 weke gelede het ons gemeente amptelik 'n nuwe era binne gegaan. Ons het baie gepraat die afgelope weke van 'n nuwe seisoen waarin die Here ons gebring het. Maar vir 2 weke gelede het ons 'n nuwe era ingegaan toe ons nuwe gebou in besit geneem het en ons eerste diens daar gehad het. Verlede Sondag het ons 'n worship diens daar gehad wat ons die Here se naam net groot gemaak het en hom geëer het en vir hom dankie gesê het. En as ek dink aan alles wat die Here vir ons gedoen het in die afgelope maande en weke, dan staan ek regtig verstom voor sy grootheid en sy goedheid, want alles is uit sy hande uit. Ek is 100% oortuig dat hy vir ons die gebou gegee het. Ek is 100% oortuig dat hy vir ons in hierdie nuwe era inbring. En hoe wonderlik om te weet dat hy 'n plan met ons het, dat hy met ons wil werk, dat hy ons wil gebruik in sy koninkryk. Nou 2 weke gelede toe ons die nuwe era binne gegaan het ek 'n boodskap gebring wat die Here op my hart gelê het oor waar Joshua en die volk deur die Jordaanrivier trek en dit het ons gekry in Joshua 3 en so het hulle die beloofde land binne gegaan, het hulle die wildernis agter hulle gelos en ek dink die Here het ook daai dag vir ons gesê, nee, ons moet nou die verlede agter ons los, nê, en ons moet nie terugleef in die verlede nie, nê. Maar hy het ook vir ons kom sê dat ons moet vorentoe kyk met geloof en vertroue, nê, en dat ons hom moet volg, nê, en sy leiding moet volg, nê. Nou vanmôre wil ek spesifiek praat oor 'n volgende gedeelte uit daardie hele verhaal, waar dit aangaan in Joshua 4 vers 1 tot 7, en ek wil dit graag vir julle lees. After the entire nation had finished crossing the Jordan, the Lord spoke to Joshua, choose 12 men from the people, 1 man from each tribe, and command them. Pause net gou, né? Onthou dis nou nadat hulle deur die Jordaan getrek het, né? Take 12 stones from this place in the middle of the Jordan where the priests are standing. So die priesters met die ark staan nog steeds daarso, né? Carry them with you and set them down at the place where you spend the night. So Joshua summoned the 12 men he had selected from the Israelites, 1 man from each tribe, and said to them, go across to the ark of the Lord your God in the middle of the Jordan. Each of you lift a stone onto his shoulder, 1 for each of the Israelite tribes,
so that this will be a sign among you. In the future, when your children ask you, what do these stones mean to you? You should tell them, the water of the Jordan was cut off in front of the ark of the Lord's covenant. When it crossed the Jordan's water was cut off. Therefore, these stones will always be a memorial for the Israelites. So met ander woorde, nadat die volk droogvoets deur die Jordaan rivier getrek het en die beloofde land binne gegaan het, het Josua gesê, het God vir Josua gesê, hy moet 12 mannetjies, hy moet vir hulle die opdrag gee om 'n groot klippe te gaan haal, daar waar die ark in die middel van die Jordaan is, nê. En dan moet hulle hierdie klippe na die kamp langs die rivier dra, en hulle moet daar 'n gedenkteken oprig, as ware 'n altaar tot die Here oprig, 'n altaar van herinnering moet hulle oprig. Dit is die idee van dit, dat hulle 'n fisiese herinnering skep vir toekomstige geslagte, sodat wanneer hulle dit sien, hulle herinner word aan die wonderbaarlike dade wat God gedoen het, dat hulle vir die geslagte daarna kan vertel van die miracle wat God gedoen het, deur vir hulle droogvoets deur die Jordaan te laat trek, nê. So die klippe, daardie altaar van herinnering, as ek dit so kan stel, nê, het letterlik gedien as 'n tasbare getuienis van God se krag en God se goedheid en God se getrouheid. En wanneer toekomstige geslagte hierdie klippe sou sien, moet die Israeliete dan die verhaal van God se verlossing vir hulle en sy verbond wat hy met hulle gemaak het, moet hulle dan met hulle deel en vir hulle vertel, nê. Hierdie gedeelte beklemtoon met ander woorde die belangrikheid daarvan om te getuig en te vertel oor God se goedheid en om dit te onthou en God se getrouheid te deel met ander, nê, sodat dit nie vergeet word nie. So wat is dit wat die Here vanmôre vir my en jou wil sê in hierdie boodskap? Wat wil hy vir jou en my sê deur hierdie verhaal, hierdie gebeurtenis, hierdie altaar van herinnering wat die Israeliete moes opgerig het? Hy wil vir my en jou sê, onthou altyd God se getrouheid en God se goedheid. Always remember God's goodness and God's faithfulness. Dit is so belangrik. Nou wel, ons het vir mekaar gesê, ons moet nie in die verlede leef nie. Dit beteken ons moet nie vashou aan al die slegte goed wat in die verlede gebeur het nie, nê. En ons moet ook nie altyd sê, soos wat in die verlede was, so sal dit in die toekoms wees nie. Maar dit beteken nie dat ons nie moet onthou wat die Here vir ons gedoen het nie. Wat die Here vir ons gedoen het in die laaste paar weke en paar maande, is niks anders as 'n wonderwerk nie. En ons moet dit vir altyd onthou. Dis so maklik, nê, dat ons nou, wanneer dit nuut is en ons opgewonde is, nê, dat dit in ons harte is. Maar oor 'n maand, oor 6 weke, oor 6 maande, oor 'n jaar, is ons gewoond aan wat die Here vir ons gegee het, en is daar nie meer waardering vir dit nie, en vergeet ons eintlik die wonderwerk wat die Here gedoen het. Die kans dat ons hierdie gebou moes kry, mense, dit is, ek wil net sê menslik gesproke, amper onmoontlik geweest, maar die Here het dit so bewerkstellig, en die Here het dit vir ons kom gee, en elkeen van julle in die gemeente wat faithful was, en faithful vasgebyt het op die pad, het die Here net vir ons almal kom seën, en het hy vir ons kom sê, hy is nie klaar met ons nie, en het hy ons in 'n nuwe era gebring, 'n nuwe era van verwagting, en 'n nuwe era van opgewondenheid, nê, waar ons weet die Here wil ons gebruik, en die Here wil met ons iets doen. So ons moet altyd sy goedheid onthou, ons moet altyd sy getrouheid onthou, ons moet dit nie vergeet nie. Net soos wat die volk herinner is, dat hulle moet onthou hoe God hulle gelei het uit die wildernis, droogvoets deur die Jordaan, binne in die beloofde land. So moet ek en jy onthou, hoe die Here letterlik vir ons as gemeente, uit die wildernis, of miskien moet ek sê, deur die wildernis gelei het, dan uit die wildernis gelei het, deur ons hierdie nuwe era binne gebring het, en nou is ons in hierdie nuwe era. Jy sien, hoekom moet ons onthou? Want wanneer ons onthou dat God goed is, wanneer ons onthou dat God getrou is, wanneer ons onthou wat God vir ons doen, dan lei dit tot dankbaarheid
in ons harte. Hierdie klippe van die volk wat hulle daar opgeruk het, was nie net landmerke nie, dit was as ware katalysators vir dankbaarheid. Deur aan God se getrouheid en God se goedheid te dink, elke keer wanneer hulle dit sien, is hulle harte met dankbaarheid vervul. Nou jy sien, dankbaarheid is die natuurlike reaksie op God se goedheid. Kan ek dit weer sê? Dankbaarheid is die natuurlike reaksie op God se goedheid. Wanneer ons nadink oor sy goedheid, wanneer ons nadink oor sy getrouheid, wanneer ons nadink oor sy genade en sy voorsiening en sy beskerming vir ons, die reaksie moet wees dankbaarheid. Ons moet as ware klein word voor hom in dankbaarheid vir wat hy vir ons gedoen het, vir wat hy vir ons doen, vir wat hy vir ons gegee het, vir wat hy vir ons gee. En juis wanneer ek en jy aan sy goedheid dink in ons persoonlike lewens, wanneer ons aan sy getrouheid in ons persoonlike lewens dink, maar ook wanneer ons aan sy goedheid en getrouheid vir ons as gemeente dink, dan behoort dit 'n gees op te wek in ons van dankbaarheid. En dankbaarheid lei uiteindelik daartoe dat ons God sal verheerlik en sy naam sal groot maak. En dis wat ons verlede Sondag gedoen het. Ons het verlede Sondag by die in-persoon diens het ons 'n worship diens gehad waar die fokus op die Here was, waar ons vir hom wou dankie sê vir al hierdie klein wonderwerkies wat hy vir ons gedoen het en hierdie amazing ding wat hy vir ons gedoen het deur vir ons hierdie gebou te gee. Psalm 103 vers 2 sê, "Let all that I am praise the Lord. May I never forget the good things he does for me." Jy sien, dankbaarheid verdiep ons verhouding met God, Dit bring ons nader aan hom. Maar ons moet dankbaarheid, moet ons so kweek in ons harte, dat ons moenie oor 'n maand of 2 of 3, wanneer daar partykeer 'n hiccup kom, of wanneer die lewe nou nie meer so maklik is, moet ons nou nie bitter mense word nie, Ons moet altyd onthou wat God vir ons gedoen het. Ons moet altyd sy goedheid onthou, en in dankbaarheid, selfs in moeilike omstandighede, vashou aan hom. Jy sien, wanneer ons onthou wat God vir ons gedoen het, lei dit nie net tot dankbaarheid nie, maar dit bou ook ons geloof. Dis presies wat met die volk gebeur het. Dit was presies God se doel. Hoekom hy vir hulle gesê het, hulle moet 'n altaar van herinnering oprig, sodat hulle altyd herinner sal word aan wat hy gedoen het, en sodat die nageslagte sal weet wat God gedoen het, en dit sal hulle motiveer, en dit sal hulle geloof bou. En dit is presies wat dit met my en jou ook doen. As ek en jy gaan terugdink aan wat die Here vir ons gedoen het, hoe hy vir ons deur die wildernis gelei het, as gemeente, as individue, hoe hy gekom het en wonderwerke kom doen het, en op amazing maniere vir ons kom voorsien het, en nie net toe hy vir ons die gebou gegee het nie, al die goed daarna, al die goed wat so in die plek val. Ek en Petrus het nou die dag daaroor gepraat. Dit is absoluut amazing hoe God se hand net letterlik op alles is en in alles is. Hy's regtig vir ons goed. En dit is veronderstel om my en jou geloof te bou. Want nou sien ons dat God nie klaar is met ons nie. Nou sien ons dat God ons raak sien. Nou weet ons wie God is, dat hy goed is, dat hy getrou is. Ons het dit geweet in die verlede, maar hy het dit opnuut vir ons kom wys. Nou weet ons, hy het 'n plan met ons gemeente. Nou weet ek en jy, hy het 'n plan met my, en hy het 'n plan met jou. En dit bou my geloof, dit bou jou geloof, sodat ons die toekoms tegemoet kan gaan met geloof. Psalm 77 vers 14 sê die psalmdigter, "You are the God of great wonders. You demonstrate your awesome power among the nations." Ek dink dis wat ons ook kan sê. Ons kan ook sê, "You are a God of great wonders." Want ons het die wonder gesien wat die Here kom doen het. Toe die duiwel ons wou vernietig, het die Here gekom en 'n nuwe ding kom doen. Psalm 111 vers 4 sê so mooi, "He does amazing things that will be remembered. The Lord is merciful and compassionate." En daarop kan ek net vanmôre sê, amen, amen, amen. Ek dink ons as gemeente kan inderdaad sê, "He does amazing things that will be remembered." Ons het gesien hoe hy amazing things kom doen het.
Ons het gesien hoe hy amazing things vir ons kom gee het, hoe hy amazing goed vir ons kom doen het, hoe hy amazingly vir ons voorsien, hoe hy amazingly vir ons sorg, hoe hy amazingly na ons kyk. En ons weet hy is genadig, want hierdie goed is uit sy barmhartigheid en genade. Moenie dink ek of jy dit verdien nie. Nie een van ons het dit verdien nie. Die feit dat God hierdie ding vir ons doen, hierdie goed vir ons gee, is genade en genade alleen. En daarom moet ons nooit grootkop kry nie, daarom moet ons nooit arrogant wees nie, daarom moet ons nooit vol van onsself wees nie. Dit is die Here en die Here alleen uit sy genade wat dit doen. En dit bou ons geloof, want ons weet God het 'n plan met ons. Ons weet dat God ons gebede gehoor het. Ons weet dat God ons gebede geantwoord het. Ons weet dat God ons raak gesien het. En nou gee dit ons geloof vir die toekoms. En daarom is dit so belangrik dat ons God se getrouheid en goedheid moet onthou. Nie net in die gemeente nie, maar ook in my, in jou persoonlike lewe. As ek en Petro dink aan alles waardeur ons is die jaar, deur al die sleg wat ons ervaar het, maar ook al die goed wat die Here vir ons kom doen het, hoe hy homself kom openbaar het op soveel verskillende wyse, hoe homself kom openbaar het as Jehovah Jireh en Jehovah Rapha en Jehovah Shalom en Jehovah Nissi in ons lewens, dan kan ons nie anders as om ons geloof te laat bou, want God het vir ons gewys, hy is getrou. Hy het opnuut weer vir ons gewys wie hy is. En so jy sien, wanneer ons sy goedheid en getrouheid altyd onthou, dan inspireer dit ons tot dankbaarheid, dit wek ons op tot dankbaarheid, dit veroorsaak dat ons met dankbaarheid leef, maar dit bou ook ons geloof, maar daar's 'n derde ding wat dan gebeur. Dit inspireer ons tot gehoorsaamheid. En jy sien, dit is 'n verskriklike belangrike ding. Ons is nie net veronderstel om te onthou wat God vir ons gedoen het nie. Ons is veronderstel om in gehoorsaamheid sy leiding te volg. Ons is veronderstel om in gehoorsaamheid te doen wat hy vir ons sê. Ons is veronderstel as hy sê links, dan moet ons links gaan. As hy sê regs, dan moet ons regs gaan. As hy sê stop, dan moet ons stop. As hy sê wag, moet ons wag. As hy sê beweeg, moet ons beweeg. En die oomblik as ons geloof gebou is, en as dankbaarheid in ons hart oor wat God vir ons gedoen het, dan word dit soveel makliker om God te gehoorsaam. Want dit is amper asof ek net weet, hy beweeg in my lewe, hy beweeg in die gemeente, hy sien my raak, hy sien ons raak. En ons verhouding met hom word gebou en ons kom nader aan hom en ons geloof word sterker en dit word makliker om hom te gehoorsaam. Psalm 78 vers 7 sê, "Then they will place their confidence in God. They will not forget the works of God and they will obey his commands." Jy sien, wanneer ek en jy onthou hoe God vir ons deurgekom het in die moeilikste tye in ons lewe, hoe ons onthou hoe God vir ons voorsien het, toe ons nie antwoorde gehad het nie, hoe ons onthou hoe God vir ons opgedag het, hoe ons onthou hoe God genesing gegee het en hoe God miracles gegee het en hoe hy goed kom doen het wat ons absoluut in verstomming laat staan. Hoe anders kan ons as om hom te gehoorsaam? Want dan weet ons wie hy is. En ons staan in awe voor sy grootheid en ons buig met dankbare harte voor hom en dan wil ons hom gehoorsaam. Maar dit is ook waar dat gehoorsaamheid is ook 'n keuse, Gehoorsaamheid is nie altyd maklik nie en partykeer gaan die Here van ons goed vra wat 'n challenge is. Maar dan as ons God se goedheid en getrouheid in die verlede onthou en God kom challenge ons om gehoorsaam te wees in 'n spesifieke situasie, dan kan ons sê, ek kan gehoorsaam wees, want kyk wat het God in die verlede gedoen, God sal dit weer in die toekoms doen, want hy verander nie, hy is gister en vandag en môre dieselfde. As hy my nie in die verlede gelos het nie, sal hy my nie in die toekoms los nie. En dit inspireer ons tot gehoorsaamheid. So kom ons vat net gou vinnig saam. Deur God se getrouheid te onthou, deur God se goedheid te onthou, vir ons as individue, maar ook vir ons as gemeente, lei dit ons tot dankbaarheid. En dankbaarheid maak dat ons God eer. Dankbaarheid maak dat ons hom wil aanbid en hom worship en sy naam groot maak. En dit daarom weer bou ons geloof. Dit maak dat ons nader aan hom kom, dat ons geloof sterker word. En wanneer ons geloof sterker word, inspireer dit ons weer tot gehoorsaamheid om te doen wat die Here vir ons sê.
En ek het al so baie gesê, onthou the blessing lies in obedience. Daar's soveel seën om te doen wat die Here vir ons sê. En ons is nou in die nuwe era. Hy het ons ingebring. Ons is as ware by wyse van spreke en asseblief, ek sê nie ons is Israel nie, dis nie wat ek sê nie, en ek sê nie trek nie 'n direkte lyn nie, ek gebruik dit as 'n voorbeeld vir wat die Here met ons doen, nê. Ons gemeente het as ware in ons beloofde land ingegaan. Vandat ons hierdie gemeente begin het ons verlang en begeer dat ons eie kerkgebou sal hê. En hier na al die jare kom gee die Here dit vir ons. Hier na al die jare bring hy vir ons as ware in ons gemeente se beloofde land in. Nou moet ons hom gehoorsaam. Nou moet ons in geloof vorentoe gaan. Nou moet ons hom dien en nou moet daar altyd dankbaarheid in ons hart wees. Selfs as daar challenges kom, moet daar dankbaarheid wees en moet ons in eenheid op hom fokus en sy naam groot maak en hom volg. Mense, kom ons dink net vir 'n oomblik elkeen persoonlik. Wat het die Here alles vir jou gedoen? Hoeveel keer in jou lewe het jy al sy getrouheid en sy goedheid ervaar? Hoeveel keer het jy persoonlik dit dalk al ervaar in die laaste weke en die laaste maande? En as jy deel is van hierdie gemeente, dan het ek en jy as individue dit ook ervaar. Want hy het nie net kom gee vir ander nie, as deel van sy liggaam in hierdie gemeente het hy dit vir my en vir jou persoonlik kom gee. Het ons deel van dit gemaak. Ons het soveel rede om sy goedheid en getrouheid te onthou in ons persoonlike lewens. As ek net dink wat die Here vir ons gedoen het net in hierdie jaar, toe ons deur baie moeilike tye gegaan het, en hoe die Here vir ons gedra het en vasgehou het, en vir ons vrede gegee het in midde van die moeilikste omstandighede, hoe hy genesing kom gee het, hoe hy voorsien het op soveel verskillende maniere, dan kan ek nie anders as om met 'n dankbare hart sy naam groot te maak nie. En ek sê dit nie net vandag nie. Dit is wie die Here is. En dit is so belangrik dat ek en jy nooit sal vergeet hy's goed. Dat ons nooit sal vergeet hy's getrou nie. Jy sien, die duiwel bring ons baie keer, as ons in moeilike omstandighede gaan, dan wil hy vir ons sê, sien jy, die Here is nie goed nie, die Here is nie getrou nie. En dan is dit juis belangrik dat ek sal onthou, toe ek sy goedheid gesien het, toe ek sy getrouheid ervaar het. En dalk party van julle is op die oomblik in 'n situasie wat moeilik is. En ek wil vir jou sê, dink aan God se goedheid en getrouheid in die verlede. Hy's nog presies dieselfde God. En trust hom vir die toekoms. En vir ons as gemeente, ons het 'n nuwe era binne gegaan. Kom ons wees 'n gemeente wat gekenmerk word deur dankbaarheid. Kom ons doen alles sodat ons geloof kan bou en ons bou saam aan ons geloof. En kom ons doen wat hy vir ons sê. Kom ons wees 'n gemeente wat altyd gehoorsaam sal wees, wat nie ons eie kop sal volg nie, wat nie ons eie ding sal doen nie, wat God sal ken in alles wat hy doen, wat ons doen. Jesus is immers die hoof van hierdie gemeente. Nie ek nie, nie jy nie, niemand anders nie. Kom ons volg sy leiding. En kom ons vergeet nooit dit wat die Here vir ons gedoen het nie. Hy is inderdaad goed en hy is inderdaad altyd getrou. Kom ons maak weer so toe. O Vader, woorde is regtig nie genoeg om U te eer en vir U dankie te sê nie. Woorde kan nie uitdruk die dankbaarheid wat in ons harte is nie. So ons gebruik gewone woordjies om net vir U te sê, Here, ons staan in voor die goedheid en ons staan in voor U grootheid. Dankie vir hierdie nuwe era, dankie vir die gebou, dankie vir almal wat hierdie pad saamstap, dankie dat U vir ons voorsien het vir al die restaurasies wat ons kon bring, dankie dat U hand letterlik in alles is. Maar ek wil vra, Gees van God, help ons om nooit te vergeet nie. Help ons om in ons harte 'n altaar van herinnering op te rig. Dat ons altyd sal onthou wat U vir ons as individue gedoen het, maar ook wat U vir ons as gemeente gedoen het.
dat ons nooit u goedheid en u getrouheid sal vergeet nie. En laat dit ons volmaak van dankbaarheid. Laat dit ons geloof bou en laat dit ons help om gehoorsaam te wees. Ek wil uit die diepte van my hart uit vir dankie sê vir elkeen wat deel is vir Radical Life. Die wat online is, die wat in persoon is. Elkeen van hulle is kosbaar en ek weet, u het ons by mekaar gesit, u het ons vir mekaar gegee. En daarom eer ek u vir elkeen van hulle. En ek eer ook u vir elkeen se faithfulness om hierdie pad te stap. En ek vra Here, lei vir ons en gebruik vir ons en doen groot goed deur ons sodat u naam verheerlik sal word. Ek vra dit in u heilige naam alleen. En waar ons uitmekaar uit gaan, Here, vra ek nou dat u bloed oor elkeen sal vloei, Vader, dat u hand oor elkeen sal wees en Heilige Gees, dat u in elkeen sal beweeg en werk. Dis my gebed in Jesus naam. Amen.